vanmôre God binne in elke krisis. As ons vanmôre oor ons lewenspad kyk, of ons deur krisis gekom het, of ons in hom is, en of daar een op die horison is, U bly God. En ons is so bevoorreg om die woord te vat, om vir ons 'n kompas te wees, vanmôre rigting te gee, ons perspektief te gee, en ek bid dat U my sal help, Here, om in my menslikheid, so 'n stukkie van U hart te verstaan vanmôre, en 'n mondstuk te wees vir die hemel. Bely my afhanklikheid van U. Bely, Here, dat geen insig of inspraak uit 'n mens se mond die potensiaal het nie, maar wanneer die Heilige Gees ons help, en wanneer die Heilige Gees honger, behoeftige harte en lewens raak sien, dan het U woord en die omstandighede, wanneer dit koelaai, die potensiaal om ons vir ewig te verander en om 'n diep indruk op ons te maak. Kom vanmôre en ontmoet ons, bid ek in Jesus naam. Amen, amen, amen. Ja, dis wonderlik om saam met jou te wees. Op die 28ste Junie 1914 is 'n jong Serbiese nasionalis, funksioneer hy op eie inisiatief en hy vermoor die kroonprins van Hongarye. Hongarye het dit verreken as 'n aanslag op hulle soewereiniteit. En op die 23ste Julie gaan Oostenryk en Hongarye in 'n alliansie aan. Hulle sweer aan mekaar trou en hulle stel 'n ultimatum aan Servië dat hulle hierdie jong nasionalis moet uitlewer. Op die 30ste Julie word Rusland gemobiliseer om Servië by te staan. Op die 1ste Augustus verklaar Duitsland en Hongarye oorlog teen Rusland. Op die 4de Augustus neem Duitsland België, wat 'n Britse ally is, in, en binne 5 weke met 'n geïsoleerde geval waar die kroonprins vermoor word, is die hele wêreld in 'n oorlog wat 4 jaar duur en 16 miljoen mense se lewe eis. Krisis, 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 krisis. 5 weke se tyd. Sonder Facebook, sonder Twitter, sonder internet. Imagine nou. 5 weke, en die resultaat is dat vir 4 jaar, tot in 1918, is daar 16 miljoen mense dood. As jy onder die illusie is, dat die manne en vroue wat so graag op Facebook vir jou preek, vir die kamera glimlag, jou uitnooi na hulle kerk toe, en maak asof alles so right is, as jy onder die illusie is, dat daai ouens, soos ek se lewe perfek is ek jammer om jou teleur te stel. Ek is nie een van daai wat voorgee nie. Ek is een van daai wat ook vir jou sal sê, somtyds is daar krisisse ook in my lewe. Die woord het 'n baie unieke, baie spesifieke aanslag vanmôre. Ons praat baie maklik van 'n chain of events. En dit was soveel keer al my ervaring dat een krisis wat my onverhoeds vang, my baie maklik in die verkeerde frame of mind sit, sodat ek effektief met 'n tweede en 'n derde ander kleiner insident op die regte manier kan deel. Dis asof een situasie jou na daai plek toe vat waar jy nie nugter dink, bid, bly aanbid nie, waar jou halleluja, heartfelt, been through hell, halleluja. Dis wanneer jy daai halleluja verloor in daai eerste, ek weet nie of julle dit al gesien het nie. Partykeer is van die mees fenominale bikers, Jampie, jy gaan my moet help hier, in ongelooflike groot ongelukke, want soms is dit asof jou voorwiel 'n speed bubble kry. Weet nie of julle dit al gesien het nie. 'n Motorfiets se wiel maak so. En dan is die hele tailend raak hy ook so. En sekondes dan rol jy daai motorfiets. My ervaring is, as ek die situasie kan steady binne daai eerste sekondes, binne daai eerste oomblikke van krisis, as ek my oë heavenward kan hou
en nie caught up raak in die hier en nou nie, dan kom ek baie makliker deur situasies. Ek het dit nog nie self beleef nie, prys God. Die ouens wat dit al beleef het en survive het, sê hierdie, dat jy breek nie as hy voorwiel so maak nie. Jy accelerate ook nie. Jy hou net vas in die stuurwiel en lê plat. En sy center of gravity gaan onmiddellik hy voorwiel net laat stabiliseer. Wil iemand net sy hand uitsteek na my toe en sê, ons bid dat jy dit nooit hoef te beleef nie. Dankie, ek aanvaar dit. I don't want that, man. I don't want that. As jy jou Bybel het, blaai asseblief saam met my Exodus 20 toe. In die woord, 'n ongelooflike chain of events. Ons praat oor uitstaande figure, en ek vat net so vinnig, want ek wil hê jy moet na die figure kyk, maar ek moet sien die komplikasies en implikasies van chain of events, sodat ons beter en reg goed kan hanteer. Anders kan hanteer. Exodus 32, ek vat net so hier en daar van die hoofmomente. Jy kan hom in 3 baie spesifieke subtekst indeel. Ek sal vir jou net nou daai gee, maar in Exodus 32 vers 1 tot 6 gaan dit hoofsaaklik hier oor Moses is op die berg. Aaron is saam met die volk onder in die laar. God is besig om met Moses te praat en vir hom die 10 gebooie te gee. En as jy nou dit lees, dan is dit so, daar's so 'n stukkie ironie daarin, so hier en daar van die goed, en daar's regtig nogal van die goed. God sê, ek hoor 'n geraas. En wat gebeur het is, die volk is onderbesig, hulle raak ongeduldig, en hulle sê vir Aaron, maak jy vir ons 'n afgod, wat ons kan aanbid. Die woord sê in Exodus 32 vers 1 tot 6, dat hy sê toe vir hulle, bring al julle bangles en julle oorbelle en julle kettingkies, bring al daai goed, en die woord vertel dat hy het toe 'n vuur gemaak, en dis nogal snaaks, van die vertaling sê, uit die vuur uit het daar 'n kalf gekom. Nou kan jy, as jy dit nou net lees, en jy weet nie hierdie nie, kan jy dalk dink, waar het hulle al die goud gekry, wat hulle dan nou die kalf van gemaak het? Net om jou perspektief te gee, hulle was 400 jaar slawe in Egipte gewees. Waar kom die Jew boys aan goud in die woestyn? As jy dit nog nie agtergekom het nie, gaan ry deur Sandringham, daai klomp het die vermoë om bymekaar te maak. Maar hulle het nie bymekaar gemaak in die woestyn nie. Onthou jy dat by die 10de plaag was die Egiptenaars so dik en so kedelvol vir paddas in die water, bloed in die rivier, steekvlee en al daai, dat hulle uiteindelik die volk, onthou, Farao hou vas aan hulle, Shani, die volk vat hulle goud en silwer, die Egiptenare, en gee dit vir die Israeliete en sê vir hulle, asseblief trek net. Gaan net. Die woord sê dat hulle was belaai met goud toe hulle uit Egipte uittrek. Is dit nie amazing nie? Dat God selfs in slawerny vir jou kan voorsien. Die enemy kan gebruik om vir jou te voorsien. Laat ek dit net rephrase. So don't limit God. Die Egiptenare sê vir hulle, vat jou goed en trek verder. Vat my ketting saam. So vers 1 tot 6 trek hulle met die goud en alles uit Egipte uit. Vers 6 sê, they brought sacrifice and burnt offerings, and they indulged, die B-gedeelte van vers 6 sê, they indulged in revelry. Hulle hou partytjie rondom hierdie goue kalf. Vers 7, the Lord said to Moses, go down because your people, hoor hierdie, whom you brought out of Egypt. As ek reg onthou het God vir hom gesê, ek stuur jou na my volk toe, bring jy hulle uit Egipte uit. Nou vang hulle marakas aan haar onder in die voet van die berg, en God sê vir Moses, jou mense wat jy uit Egipte uitgebring het, is besig om afgodsdienste te bedryf. Nogal interessant, né?
Ek spring net so, ek gaan deur. They've been quick to turn away from what I commanded them, made themselves an idol, cast in the shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed to it and have said, these are your gods, O Israel, who brought you out of Egypt. Hulle hou 'n dankofferdiens aan die kalf en sê, hierdie is die God wat ons uit Egipte uitgebring het. Misplaced dankbaarheid. Ek gaan nou waag om te sê, ek dink dat die Christene in Suid-Afrika het ook so 'n bietjie misplaaste dankbaarheid wanneer dit met hulle goed gaan. Weet jy wie blame hulle wanneer dit goed gaan met hulle? Self. Daai ou in die spieël. Kan ons vanmôre net vir mekaar sê, as die Here ons nie gehelp het nie, was ek en jy baie slegter af vanmôre gewees. Not debatable. Hoor hierdie aanklagte teen hulle, vers 9. They are a stiff-necked people. En nou sê God vir hom, now leave me alone so that my anger may burn against them and that I may destroy them. Then I will make you into a great nation. God begin met Moses baag en hy sê vir hulle, los hierdie miljoen, want dit was so 600,000 mans en vrouens plus so 400,000 kinders. God sê vir hom, los hulle hier, ek sal jou vat en dan gaan ons uit jou nageslag uit, want God het mos vir Abraham beloof dat uit sy nageslag uit, so nou kom Moses later en God sê vir hom, uit jou nageslag uit, kom ek gee vir jou ek bring 'n volk voort wat my gaan dien. Vergeet hierdie klomp. Ek gaan hulle net doodmaak hier. Kan ons dit net maar sê? Die God van die Ou Testament het nie nonsens gevat nie. Hy het nie nonsens gevat nie. But Moses sought the favor of the Lord, vers 11. Hy tree tussen beide en hierdie is die mooi similarity tussen Moses en Jesus. Dat Jesus, die woord praat ook van hom as die middelaar. Sê niemand gaan na die Vader toe. Hoor nou wat sê hy? Niemand kom na die Vader behalwe deur my. En soos wat hy mediator was tussen ons en God, kom hy Moses en hy sê, nou rappella maar mdimu. Moses sought the favor of the Lord his God. O Lord, he said, why should your anger burn against your people? Hy pas hulle weer terug vir God. Hy sê my mens, so baie subtiel sê hy vir God, can you imagine hy korrek God? God het nou net vir hom gesê, vat jy jou mense, dan maak ek hulle dood vir jou. Nou kom hy weer so baie subtiel, hy verskans dit nogal binne in 'n gebedjie. Hy sê, o Here, u mense, why should your anger burn against your people who you brought out of Egypt? Hy gooi hom net reguit terug in God se kort. With great power and mighty hand. Ek spring net so in van die grepe toe. Die B-gedeelte van vers 12 sê, turn from your fierce anger, relent and do not bring disaster en weer on your people. Is dit nie amazing dat baie keer wanneer ons 'n krisis tref, dan wil ons blame shift. Wil jy net 'n oombliekie? Blame shift. Sê ek is. Kan ons net 'n oomblik stil staan hier, dat ek net met jou praat? Baie keer in 'n krisissituasie, as ons dit vermy om verantwoordelikheid te vat, dan nommer 1 word die probleem groter en of dit word iemand anders se probleem. Wil jy nie vanmôre net daar waar jy sit, sal my sê, Here, wanneer krisis kom, gaan ek dit nie buite beheer laat spiral nie. Vat dit vas. Deel daarmee. En binne in daai hitte van die stryd, dis die amazing, God los my nooit alleen in die fiery furnace nie. Dis altyd daar saam met my. Vers 14, seker een van die mooiste skrifverwysings. Onthou nou, hulle verbreek die heel eerste gebod. Verbreek die heel eerste gebod. God was besig om vir Moses te sê, you will have no other gods before me. En so waar as vet, hulle is besig om 'n kalf te bou. Moses tree tussen beide. Vers 14, then the Lord relented. God het berou gekry dat hy vir Moses gesê het, ek gaan hulle almal doodmaak. And did not bring his people to disaster he had threatened.
Moses turned and went down the mountain with the 2 tablets, verse 15, of the testimony in his hands. They were inscribed on both sides, front and back. The tablets were the work of God. The writing was the writing of God engraved on the tablets. Stel jy net vir 'n oomblik voor, hierdie kliptablette, en God vat sy vinger en hy skryf op die kliptafels, grafeer hy. Ek lees nie dat daar 'n generator was en 'n grafeermasjien nie. So dis algemeen aanvaar dat God met sy vinger op hierdie kliptablet skryf. When Joshua heard the noise of the people shouting, he said to Moses, "There is a sound of war in the camp." Moses replied, "It's not the sound of victory, it's the sound of defeat. It's the sound of singing that I hear." Kan jy imagine? Hulle sing binne in hulle defeat. Want hulle dink, ons is alright. Dis een van die eerste sleutels vir deurbraak in krisis. Jy moet eerlik wees oor wat gebeur nou rondom my. Vers 19. Moses approached the camp, he saw the calf. He threw the tablets out of his hands, breaking them to pieces at the foot of the mountain. Vers 22, "Do not be angry, my Lord," Aaron answered. "You know how prone these people are to evil." Onmiddellik, hoor hier. Moses praat met Aaron. Aaron onmiddellik weer. Dis is nie ek nie, Moses. Jy weet, hierdie is 'n ander klomp mense wat jy uit Egipte uitgebring. Hierdie klomp pedies, slawe. Hierdie klomp is 'n ander klomp rakkers. Dis nie my skuld nie. Hulle het my gepressure. Ek fast track net so, want ek wil nie te veel tyd hier spandeer nie. Ek wil net jy moet saam met my net sien en dan gaan ek gaan vir daai 4 hoofmomente net die grepe van gee. Nou ek vat net so 'n bietjie aan van hierdie goed. Hoorie wat gebeur in vers 27. Then he said to them, "This is what the Lord God of Israel says. Each man strap a sword to his side." So Moses kom, hy roep die leviete almal bymekaar. Dit was die priesters. Each man strap a sword to his side. Go back and forth through the camp from one end to the other, each killing his brother and friend and neighbor. Baie keer wanneer krisis tref, is daar infighting en die resultaat daarvan is soms dat brothers, neighbors, friends kry seer in die proses. Baie keer is krisis nie geïsoleerd tot 'n individu nie. The Levites did as Moses commanded, and that day about 3,000 of the people died. Ek spring net, vers 30 sê, "They have committed a great sin, but now I'll go up to the Lord, perhaps I can make atonement. But now please forgive their sins, bid O Moses. However, when the time comes for me to punish, I will punish them." Dis vers 34. So, kom ek gee net vir jou die hoofgrepe uit Exodus uit, en dan praat ons bietjie oor krisisse. So vers 1 tot 6, hulle ongeduld, hulle pressure vir Aaron, bring hulle goud, bou 'n kalf. Vers 7 tot 10, God is kwaad vir hulle. Your people, now it's your people. Vers 25 tot 29, kom die oordeel van God. God sê vir die leviete, "Nou vat julle 'n swaard, julle gaan van die een kant na die kamp tot die ander kant, 3000 dood." Hoofstuk 33 vers 1 tot 3 is obviously die hoogtepunt van hierdie chain of crisis wat gebeur in Israel se lewe, waar God vir hulle sê, "Ek gaan my teenwoordigheid van julle af onttrek." Die grootste krisis waaraan jy kan kom, is dat as event op event op event rondom jou gebeur, en jy kom by 'n plek waar jy voel, waar's God nou? Waar's God nou? Ek het net hier neergeskryf, sommer net so 'n paar van die krisisse wat ek en jy dalk uitkom in is. En ek wil nou met geloof sê, jy gaan nooit weer in jou lewe 'n krisis hê nie. As ek dit nou vir jou beloof, nee, hoeveel is jy bereid om vanmôre in die offerande sakkie te gooi? Jy sien, ons het baie keer hierdie valse beloftes en dan, nee. Ek is vol geloof, ek is vol hoop, want ek
baie getuienisse dat in krisistye het God my deurgebring. So hier's van die krisisse wat ek en jy kan beleef. Nommer 1, persoonlike krisis. Weet jy dat mental health en wellness is een van die grootste uitdagings in die wêreld vandag? Daar's 'n spesifieke land in 'n spesifieke kontinent aan die noorde kant van die ewenaar, waar statisties 70% van die bevolking op antidepressante is. Die wêreld het 'n persoonlike krisis. En op daai punt moet ek iets baie duidelik stel. Kan ons asseblief die stigma rondom mental health net afbreek? Dis nie 'n sonde nie, en jy hoef nie skaam te wees oor jou mental health nie. Dis een van die redes, omdat daar so stigma daaraan is, dat spesifiek in die Afrika kultuur, mense wil nie iemand sien, hy wil nie sy dokter sien, dat dit beter met hom moet gaan nie. En daar's baie oorsake, daar's genetiese, daar's fisiologiese, daar's trauma wat oorsake is van depressie. Kan ek vanmôre met jou baie eerlik wees, die jare wat ek in 'n kind was in die Pinkstergeleedere, was depressie 'n vloekwoord gewees. Die eenvoudige instruksie as 'n leier met depressie gesukkel was wat net, bid bietjie meer my broer, lees net jou Bybel meer. En die realiteit is dat ek was 'n ooggetuie daarvan, toe my pa in 'n krisistyd op 'n Sondagoggend agter die kansel in 'n wander in mekaar sak. 3 maande in die hospitaal gelê, was die einde van sy gemeentelike bediening. Die Here het hom herstel en hy daarna in 'n koninkryk opset gefunksioneer. Maar dit was die einde van Hans Roos se gemeentebediening. Druk, krisis. Gee die liggaam in. Kan ons vanmôre net vir mekaar sê, kom ons wees ingestel op die well-being van mense rondom ons. Daar's mense wat rondloop met wonde wat jy nie met jou oog kan sien nie. En mag die Here die liggaam van Jesus help om 'n verskil te maak daarin. Weet jy wat die een ding wat die liggaam gaan moet leer om effektief mee te deel, is om mense te help dat dit goed sal gaan met hulle. Ek gaan dit waag om te sê, daar's 10 keer soveel mense in jou lewensspasie met mental health uitdagings as wat daar mense is wat fisies siek is. Persoonlike krisisse, finansiële krisisse, relational, health, career. Baie mense het 'n geestelike uitdaging. They've got a spiritual battle, want daar was dalk geleenthede, sake waaroor hulle die Here vertrou het, en nou kry jy nie 'n breakthrough nie. Ek het al baie vertel van 'n paar jaar terug toe ek 'n hernia gehad het. Ja, dan bid ek lê hande op myself, ek salf myself met olie, man, daai is geloof. Ek het julle al vertel, hoe sit ek en kyk na 'n video 2 uur in die oggend, ou wat oor genesing bedien. En op die video wat oud is, Alwyn, sê die ou, there's someone looking at this, you've got a hernia and God says he's going to heal you. Ek vertel dit nou sommer net weer as jy dit dalk nie gehoor het nie. Ek sit in daai lounge, ek sit op die punt van my stoel, ek sê, hey, vanaand is ek gesond. Sit ek my hand op daai hernia. Nou bid hy, nou bid ek saam. Dankie Here. Staan ek op, nou wag ek. Dan voel ek 'n druk daai darm deur daai maagwand. Poeps, hy maak so. Somstyds word jou natuurlike krisis 'n geloofskrisis, want jy bid en dit voel vir jou God antwoord, en dan kom jy na daai plek en dan sê, die Here hoor my nie. Baie mense is by daai plek. In 'n krisis is daar 5 goed wat ek neergeskryf het wat ek dink belangrik is vir ons om te verstaan en om ons eie te maak. Goed wat my en jou help. Ek gaan hierdie joernaal hier ooplos. Jy is welkom as jy nie notas maak vanmôre. Vat jou foon, loop hier vorentoe, neem net 'n snapshot van hierdie 5 goed. In 'n krisis is een van die vrae wat ek moet my eie maak en 'n antwoord oor moet kry is, ek moet kan antwoord, wie is ek? In hierdie krisis wat Israel het, waar hulle ongeduldig raak en vir Aaron sê, bou vir ons 'n kalf, is een van die goed wat as hulle verstaan het, ons is God se uitverkore volk. As daai mentality by hulle was,
het hulle nie daai kalf gebou nie. Die vraag in 'n krisis is altyd, wie is ek? En as jy, geliefde, vanmôre kan sê, ek is 'n kind van God, ek is wedergebore, ek het die Heilige Gees binne in my. God het 'n plan vir my lewe. Wil ek jou sê, klein begin is half gewin. As jy kan begin by identiteit, wie is ek? Dan gaan die Here begin om in jou hart en in jou omstandighede en jou gemoed iets te doen, dat in daai krisis gaan jy kan sê, I'm gonna get through this. Spreuke 23 vers 7 sê, as a man thinketh, so easy. Wie is jy? As daar 'n krisis in jou deurloop, is dit een van die eerste goed wat hy wil weet is, do you know who you are? Hier is maar net 'n lekker cliché vir Facebook. If you don't know who you are, the world will tell you who you are. Nommer 1, wie is ek? Nommer 2, wat sien ek en wat is om my aan die gang? Somstyds kom jy by 'n plek waar jy sien dat dit wat nou rondom my gebeur is onnatuurlik. Ek lewe nou nie heeltemal my kop in die wolke nie. Ek het my voete lekker op die aarde. Maar soms is dit 'n realiteit dat die vyand is daarop uit om jou lewe te vernietig, of om mense rondom jou se lewe te vernietig, of mense vir wie jy lief is se lewe te probeer vernietig. En ek en jy moet nugter kan dink oor, wat gebeur nou rondom my? Want as jy weet wat gebeur rondom jou, dan weet jy hoe om op te tree. Soms moet jy net kop af en jy moet skram. Soms moet jy moue oprol en jy moet fight. Ander kere moet jy net sê, o Here, help my nou. Weet jy wat is die uitdaging? Jy moet uitfigure wat een van daai 3 moet jy doen. Somstyds moet jy skram, somstyds moet jy beklei, en somstyds is al wat jy kan doen, jy moet net bid. Dit lyk my ek praat met die verkeerde ouens vanmôre, want ek weet nie of ek kyk na julle gesigte en ek probeer uitfigure of julle, verskoon my kanseltaal, van die crap moes hanteer wat ek al in my lewe moes hanteer. Of smile julle net so, we can associate. Wat gaan om my aan? Wat hoor ek? Wat hoor ek in hierdie situasie? 'n college professor staan voor 'n groep kinders en in 'n oomblik van inspirasie kyk hy na al die gesiggies voor hom. Hy dink aan sy eie kinders en die goeie wat hulle beleef. En hy kyk na die kinders voor hom en hy besef, almal voor hom is nie so bevoorreg soos sy kinders nie. Hoor daai, wat dink hy van sy eie ouerskap? En hy sê vir hierdie klomp jong studente, hy vra vir hulle, what is the most hurtful thing that anyone has ever said to you in your life? En hy staan terug van die podium af. En binne minute begin die snikke so tussen daai klomp studente kom. Want in 'n krisis is dit wat iemand vir jou of van jou sê, baie keer die ding wat jou knak. Die krisis kom, persoonlik, finansiëel, werk, geestelik, en you can deal with it. Maar dan sê iemand vir jou, ja, jy gaan nêrens kom in jou lewe. Ja, jy pluk nou weer die vrugte van jou nonsens. And what you hear, instead of helping you up, puts you further down. Was enige iemand al in daai situasie? Daai klomp studente sit voor John Maxwell en huil. So dat daai sessie het daar gestop. Hulle het gehuil. Hulle het gekalmeer. Hy het vir hulle gebid en die sessie was verby. Because what did you hear in crisis? Nommer 3. Nommer 4. Wie het invloed in my lewe in hierdie krisis? Wie het invloed in my lewe in hierdie krisis? Ek hoef dit nie vir jou te sê nie. Wanneer die papaai die waier tref, is wie jy by jou het, baie keer die maak of breek van 'n situasie. Op daai een moet ek vir jou sê,
dis net so gevaarlik om die verkeerde persoon te hê langs jou, as om niemand langs jou te hê nie. Ons sing so maklik, lean on me, when you're not strong, I'll be, sonder om te antwoord, ek wonder hoeveel mense wat hier sit, het in die laaste 5 jaar deur 'n krisis gegaan, en jy het so stoksiel alleen gevoel binne in daai ding. Daar's 'n paar mense in my lewe. Ek is baie bevoorreg, en ek sê dit vir jou, want ek wil hê, jy moet daaroor dink. As 'n paar mense as die papaai die waier nou spreekwoordelik in my lewe tref, as ek hulle 2 uur môreoggend bel, gaan hulle antwoord. En hulle gaan binne minute by my wees. Het jy so iemand? Gustav, nee. Okay, hier is die begin. Kom ek maak dit vir jou maklik. Word jy vir iemand binne die volgende week die persoon wat hy weet, ek kan jou bel as die papaai die waier tref. Dis die vinnigste hoe jy mense om jou kry, wat jy weet, they will have my back. You become the person that will have their back. Very cliché. It takes a friend to be a friend. Wie beïnvloed my? Hierdie is, nummer 5 is probably die heel moeilikste ding. Ek sit in 'n counseling session jare terug, ek gaan nie vir jou die detail gee nie. Ek het van die mees waardevolle lesse in my lewe geleer, deur eenvoudig net saam met ander mense deur hulle krisisse te journey. Nie dat ek die antwoord het nie, maar ek lewe volgens hierdie reël, a burden shared is a burden halved. Ek het agtergekom, dat as jy net luister na iemand, het jy nie eers nodig om al die antwoorde te hê nie. Because people don't care how much you know until they know how much you care. Yes, Gustav, daai was mooi geweest. Dit is fantasties. Op timeline therapy is dit, wat het met my gebeur? Wie was die rolspelers? Hoe het ek gevoel binne in hierdie situasie? En na 'n paar keer wat ek daai model gevolg het, kom ek tot die besef dat ek kan nie daar stop nie. Ek kan nie net stop by, dit het met my gebeur, hierdie was betrokke, dis hoe ek gevoel het nie. Want dan los jy hierdie hele situasie net in die lig. En een oggend in 'n counseling session toe help die Here my en ek verstaan hierdie ding, en jy kan hierdie neerskryf, want ek dink dis helpful. When Holy Spirit reveals, Holy Spirit heals. Nou sit jy in counseling, ons hardloop deur die 10 grootste momente, goed wat mense in hulle subconscious gebeur het, want jy weet dis 'n manier hoe ons onsself preserve. Ons brein is so gefunksioneer dat in intense trauma, dan gaan lê dit in jou subconscious, en al wanneer iets soos daai opkom is wanneer 'n engram, iets wat jy geruik het, iets wat jy sien, iets wat jy hoor, daai ding trigger, en dan sê jy loop by iemand verby, en hy reageer soos iemand wat 'n ingroei toon het. En dan sê soos, hey, hoekom is jy so sensitief? You triggered an engram. And that thing in that subconscious memory comes out. En dan is ek nou sommer besig om te counsel op 'n Sondagmôre. Ek besef om die situasie, die persoon, die gevoel te identifiseer is nie genoeg nie. Because when Holy Spirit reveals, Holy Spirit heals. En weet jy wat is die vraag wat Heilige Gees in my hart drop? Look at it. Look at the situation. Look at the individuals involved. Look at the feeling. And then take something out of this that can help you grow. So, change your perspektief oor hierdie vreeslike moeilike situasie. En dan vra jy vir jouself, hoe kan ek groei in hierdie? Want weet jy wat? Andersins bly jy stak net in daai ou ding. En wie jou seer gemaak het, hoe jy gevoel het en wat gebeur het. Maar as ek kan terugkom na nommer 4 toe en ek kan sê, Here, hierdie het gebeur, ek kan niks daaraan verander nie, maar ek kies dat U my sal help, dat ek in oorwinning loop in hierdie situasie. Is dit nie amazing dat die woord sê, maar in al hierdie dinge is ons, Romeine 8 vers 31, meer as oorwinnaars.
Weet jy wat? Dis die ouens wat na hierdie ding kan kyk en sê, this happened, they were involved, this is how I felt, but I'm going to grow through this rubbish and I'm going to use this not as a stumbling stone, it's going to be a stepping stone and I'm going to go higher. Vanmôre kan jy dalk hier sit en sê, Gustav, ek hoor jou, maar ek dink nie dis moontlik nie. Dan moet ons praat. Want ek dien 'n God wat van struikelblokke stepping stones maak. For real. For real, for real, for real. Baie mense vanmôre in hierdie kerk en baie wat na hierdie broadcast gaan kyk, is so naby aan die mens wat God wil hê hulle moet wees. Net so naby. Die maak en breek is baie keer, hoe hanteer ek die krisisse van die verlede van vandag of gaan ek goed in die toekoms aan? Want as ek daar deur kan breek en ek kan verby dit kom. Net op baie punt, onthou God is nie die outeur van chaos nie. God is never the one that orchestrates chaos. Daar's geen skrif in die Nuwe Testament wat jy sal gebruik om my te oortuig van anders nie. Ek sien mense preek en sê hulle, if you want to be used by God, you're going to have to go through hell. En dan gebruik hulle Ou Testament karakters om dit te staaf. Weet jy wat wil ek vir hulle sê? Ek wil met hulle maak soos wat Becky Kelly met Ian Cameron gemaak het. Ek sal dit nou nie doen nie. Nou sien ek daai klip. En ek gaan jou nou sê hoekom stem ek nie saam nie, net sonder dat ons nou in die skrif ingaan. Hoorie, wat is die stelling? Die stelling was, if you want to be used by God, you're going to have to go through hell. Kan ek eerlikwaar vir jou sê, as dit die waarheid is, as jy dit vir my uit die woord uit kan wys, dan sit ek vandag my resignation in. Want in die eerste plek het ek dan wie God is heeltemal verkeerd verstaan vir die laaste 50 jaar. As jy vir my kan uit die woord uit wys dat God ons deur moeilike omstandighede sit, hy die outeur, ek wil hê met hierdie onderskeid mooi raak luister, dat hy die outeur is van chaos in die mens se lewe, sodat hy jou kan, as jy vir my 'n skrifverwysing daarvoor gee, dan bedank ek vandag. Dis hoe ernstig ek daaroor is. Ek sal gaan droomhuis verkoop, dan gaan ek baie mense happy maak. Daai klip kry 5000 likes. 5000 mense stem saam daarmee dat jy moet deur hel gaan sodat God jou kan gebruik. Hoor net, sonder om nou in vers in te gaan, net iets krities baie belangrik. Baie van die Ou Testament karakters is deur baie groot turmoil en dan het God hulle gebruik. Weet jy wat is die een groot verskil tussen die Ou Testament karakters en my? I've got Holy Spirit inside of me. I've got Holy Spirit inside of me. Ek het nie nodig om deur hel te gaan nie. Jesus sê, ek stuur vir julle die trooster en hy sal julle leer en lei in die volle waarheid. Wys net vir my waar moet jy deur hel gaan sodat God jou kan gebruik. Ek het opgesign en ja gesê vir God se roeping op my lewe. Weet jy hoekom? Want ek het agtergekom hy's 'n goeie God. En ek wil hê almal wat ek mee kan praat, moet net hoor dat hy is net absoluut 100% sonder twyfel elke dag absoluut net goed. So hierdie is 'n oop uitnodiging vir enige iemand wat na hierdie boodskap luister. As jy my uit die woord uit kan oortuig uit 'n Nuwe Testament konteks dat God die outeur is van chaos in mense se lewe, laat weet my asseblief, want dan stuur ek sommer vir jou heel eers my resignation. If you want to be distressed, look within. If you want to be defeated, look back. If you want to be distracted, look around. If you want to be stressed, look ahead. If you want to walk in victory, look up. Sonder om doekies om te draai. Ons is deur 'n paar krisisse.
En ek het nie, ek wou 'n paar keer dit net uitskreeu. Krisis! En iets ongelooflik gebeur hier binne in my. Ek was een middag op my motorfiets hierdie week. En in my frustrasie, ek weet nie wat om nou te doen nie. Roep ek binne in daai helmet. Die helmet is 'n lekker ding. Ek kan skreeu en raas en sing en haha, en ek kan bly wees en ek kan vir myself dad jokes ook vertel binne in 'n helmet. Ek lag ten minste vir my eie dad jokes. Kinders sukkel om te lag oor my dad jokes. What happened when the two frogs were in an accident? They had to be towed away. Ek ry met my helmet op. En ek skreeu, crisis! 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 En ek stop by 'n interseksie en toe ek draai. Toe hoor ek hom sê, but Christ is. Here, en dis my hart vandag. Dat jy nie onder 'n illusie sal lewe nie. Maar dat eers, as jy ook voel om te sê, crisis, 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 dat jy asseblief net eers sy stem ook sal hoor, wat vir jou sal herinner, oh, but Christ is. Hebrews 13 verse 8. Christ is the same yesterday, today, and forever. Colossians 1:15, Christ is the visible image of the unseen God. En in my crisis, het ek soms nodig om te sê, myself te herinner, Christ is. Christ is. So nou gaan ek deur my persoonlike krisis, en dan het ek lus om te skreeu Christ is, en dan onthou ek, Christ is my provider. Dan gaan ek deur 'n gesondheidskrisis, en dan wil ek skreeu Christ is, en dan is dit Christ is my healer. En dan gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, en dan sê ek, Christus is my lewe. Dan gaan ek al gaan ek deur 'n geloofskrisis, dan kan ek sê, Christ is the author and the finisher of my faith. See, I've also got a heartfelt, been through hell, hallelujah. En vanmôre treur ek nie oor daai goed nie. Ek het jou nie net nou gesê wat gebeur in daai counselling session toe ek uitfigure dat wat gebeur het, wie betrokke was, hoe ek gevoel het. En Heilige Gees sê, maar wat is daai angle? Die angle is growth. Ek kyk na hierdie situasie. Holy Spirit, onthou jy? What Holy Spirit reveals, Holy Spirit heals. Ek sit met daai timeline therapy, 10 groot momente. En ek kom by die 4de kolom. En ek is angstig. Want ek weet nie wat gaan hierdie vrou sê nie. Ek sê, wat kan ons uit hierdie uithaal? Wat kan jy jou eie maak
sodat jy in oorwinning kan loop. En sy sê hierdie eenvoudige woorde, sy kyk so na die papier, sy sê, ek is nog hier. Ek is nog hier. Ek is deur al daai goed, en ek is nog hier. En in daai oomblik, by daai eetkamertafel, ervaar ek, Lasel, oorwinning. Want sy het nie nodig gehad om hierdie massiewe openbaring te hê nie. Sy kyk na al hierdie goed, sy sien al die rolspelers, sy sien hoe sy gevoel het, en sy sê vir my, I'm still here. Julle ken daai ou liedjie, I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Ek luister gisteraan, luister ek na 'n song, dan soek ek goed wat net kan ondersteun vir môre se gedagte. Dan sing die Cranberries. Everybody hurts sometimes. Kom ons sluit ons so. Here, vanmôre is ek saam met manne en vroue wat baie dra die letsels van gister en eergister se krisis nog. Vir baie is die ervarings rondom daai krisis dalk nog baie reëel. Vanmôre kyk ons nie na gister en eergister se ervarings nie, en ons is ook nie bang vir môre se ervarings nie, want ek weet vanmôre, al sou ons by 'n plek kom waar ons dalk weer gaan sê, crisis, gaan dit nie lank hou nie. Want binne in dit, Here, gaan ek kan skreeu, Christ is for me, not against me. He is with me. He said, I will never leave you, and I will never forsake you. And we give you honor and glory, God. You are faithful and very, very reliable. I lean into your ability. I lean into your strength. I pray over each friend listening to this sermon, craving for breakthrough, craving for deliverance, craving for healing, craving for provision, crying out, crisis, crisis. I pray that, Lord, your Spirit will whisper into every heart and mind, I hear you, but Christ is. Ek bid dit in Jesus naam. Amen, amen, amen.